Goeiemôre vriende, op 1 Mei 2026, begin van 'n nuwe maand. Ook ons bazaar maand vanaand. Hierdie maand as julle kan onthou die 30ste Mei vriende, is dit 'n bazaar, so asseblief waar julle wil help, meld aan. Sê vir my, sê vir Karika, sê vir Celeste of vir Louisa waar julle wil betrokke wees en dan maak ons dit 'n wonderlike dag. Is altyd vir my so 'n beautiful dag. Ook hierdie maand vriende, Hemelvaartsdiens die 14de Mei, donderdagoggend 8uur. Ons probeer dit jy so maak dat jy 'n statement moet maak. Jy 'n bietjie laat kom by die werk en as hulle vir julle vra, dan sê julle vir hulle het na die Hemelvaartsdiens toe gegaan vir oggend 8uur. Ek bedoel as ons moslimvriende dit elke dag kan doen omtrent of Vrydag of van 12 tot 2, ek dink is dan ergens moet ek en jy as kinders van die Here ook as ons die geleentheid kry uitkom vir hom en dis 'n guldige geleentheid om ook daai statement te maak. Om te sê ons was by die diens gewees, ons was by Hemelvaartsdiens gewees sonder om 'n groot belawa daarvan te maak, né? So ek nooi julle uit 8uur, liewe vriende, 14de Mei vir die Hemelvaartsdiens by ons gemeente. Dit sal lekker wees om julle daar te sien. En dan is dit natuurlik ook die Pinkstertyd, vriende. So ons het Pinkstertyd die 18de tot die 22ste. Ons is in 'n fraternal betrokke, so ons het dit al die jare het ons hierdie Pinkstertyd of Unity Week soos ons dit dan ook noem in ons gemeente gedoen, maar ons het gevind dit is beter om dit by die verskillende gemeentes te doen. Dan gaan ons almal gaan na daai spesifieke gemeente toe daai aand. Die tema is suffering hierdie jaar, suffering. Gaan ons 'n bietjie dit uitpak in daai 5 dae. So vir maandag aand is dit by ons gemeente, by die NG Kerk Sonnekus gemeente, die 18de, 19de is dit by die Baptiste Kerk, 20ste is dit by die Methodiste Kerk, die 21ste die donderdag aand is dit by die Rooms-Katolieke Kerk en dan Vrydag die 22ste is dit by die Anglikaanse Kerk en dan ek nooi julle almal soontoe en dan is dit natuurlik Sondag die 24ste is dit Pinksterfees wat 'n wonderlike geleentheid sommer so saam. So ek nooi julle uit vriende, mag dit 'n wonderlike tyd wees van saam wees vir ons almal in daardie week ook. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die groot voorreg om elke dag, elke sekond, elke minuut, elke uur toegang te hê tot die CEO van die wêreld. Maar nie net die CEO nie, hy is die CEO en die eienaar, die skepper God. Here, dit is te groot vir ons platkoppe. Ons kan nie. En dat u bemoeienis maak met ons tot op hede is vir ons net 'n groot wonderwerk. En al wat ons daarin kan lees is u onbeskryflike genade en liefde vir swak, gebroke mense met voete van klei. Sondige mense. Nou Here, dat u ons so lief het dat u seun gestuur het, u self as 'n drie-enige God, u self gestuur het in die vorm van 'n mens om in ons plek te kom sterwe, sodat elkeen wat in u glo die ewige lewe kan hê. Here, baie dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, elke eerste van die maand het ons 'n doopherinnering en het ons 'n nagmaal, soos julle al reeds teen hierdie tyd weet. Vir my, die verbondstekens wat die Here gee, vriende, is liefdestekens wat hy gee, is genadetekens wat hy gee. Hy hoef dit nie vir ons te kom gee nie, liewe vriende. Hy het dit nie nodig nie. Ek en jy het dit nodig. Ek en jy die tekens nodig, en daarom kom gee hy vir ons die tekens, né? Ou Testament was dit besnydenis gewees, Abraham wat geglo het, Here het vir hom gesê, ek gaan vir jou 'n teken gee dat jy aan my behoort, jy en jou kinders. Daardie teken in die Nuwe Testament is die doop, vriende. Gelowige ouers se kinders is gedoop, is deel van die verbond, is 'n teken wat God vir die gelowige ouers gee en hulle kinders dat hulle aan God behoort, né? So kom ons herinner ons daaraan dat ons baie spesiaal is vir God. Ons is gedoop, vriende, in die naam van die Vader, en ons is gedoop in die naam van die Seun, en ons is gedoop in die naam van die Heilige Gees. Kom ons herinner ons daarmee. Julle kan sommer so 'n bakkie vat, bietjie water insit, liewe vriende, julle herinner aan die doop waar God drie-enig vir jou kind kom sê het, jy's myne. Wanneer jy 'n heiden is, of jy het nooit gehoor van die Here nie, glo ons inderdaad in die volwasse doop, vriende, waar jy tot bekering kom. Paulus is die apostel van die heidene. Soos mense tot bekering gekom het, is hulle
is hulle gedoop, né? Is hulle gedoop. Dan ook interessant in die Nuwe Testament, families is gedoop wat uiteraard kinders, babas almal ingesluit het, né? Is gedoop. So 5 tekste daarso. Kan julle 'n bietjie gaan opkyk daarso. Dan gaan dit oor 'n gesinne wat gedoop is. Ons sê altyd daai tyd was daar nie voorbehoeding nie. So as 'n hele gesin gedoop is, was dit 'n uitgebreide gesin. Dit was 'n moviese groot gesin. Daar was paas, maas, kinders, tieners en babas, gesinne is gedoop. Daar moet dat ons ook sê die verbond van die besnydenis het in die plek van die verbond het van die besnydenis die verbond van die doop gekom, waar Jesus nog steeds kom sê, maar jy is myne, né? Kom ons raak net so 'n rukkie stil en sê vir die Here dankie vir die teken wat hy vir jou en vir my gegee het. Vriende, dan is dit ook nie alteken wat hy vir ons kom gee nie. Ons sien in die Nuwe Ou Testament was die Pasga gewees, die Pasga. Weet julle dat Israeliete uit Egipte land uitgegaan het. Die laaste en finale plaag was die oudstes van die farao. Sulke mense is almal doodgemaak, diere, mense inkluis. En wat moes die Israeliete doen? Hulle moes 'n lammetjie slag sonder gebrek, die bloedvat daarvan teen die deurkusyne smeer, en wanneer die doodsengel die bloed sien, het hy verbygegaan. Daardie lammetjie is geslag, ongesuurde brood is daarmee bygeneem, dis geëet ter herinnering van hulle bevryding uit die land van slawerny. Wat gebeur in die Nuwe Testament? Jesus, die volmaakte lam. Die volmaakte lam word vir ons geslag en gebreek, die liewe vriende, tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. En daarom kom Jesus, kom stel hy die nagmaal in. So die Pasga, in die plek van die besnydenis het die doop gekom, in die plek van die Pasga het die nagmaal gekom. En sy liggaam is inderdaad vir jou en vir my gebreek. Vriende, jy kan 'n wyntjie daarby vat as jy wil. Jy's baie welkom. Die liggaam veronderstel die bloed, maar jy kan vir jou byvat daar. Die liggaam is gebreek en sy bloed het gevloei. En elke keer wanneer ek en jy die brood breek en die wyn drink, kom ons herinner ons daaraan dat Jesus Christus gesterf het in jou plek, sodat ek en jy die ewige lewe sal hê wanneer ons inderdaad in hom glo. Vader, baie dankie vir die tekens van die doop en die nagmaal wat U vir ons kom gee, om ons te kom herinner, Here, dat ons U sin is en dat ons aan U behoort. Baie dankie daarvoor. Amen. En mag daar vir julle genade wees, mag daar vir julle genade en oorvloed wees, omdat God vir julle liefde kom gee het, genade kom gee het, en 'n trooster vir julle kom gee, die Heilige Gees, om by julle en by my te wees vir altyd. Amen.